Die Tshwane Metroraad se besluit om die stadsbestuurder Johan Metler met volle betaling te skors, het politieke spanning in die hoofstad verder laat toeneem. Die DA dreig met hofoptrede en voer aan dat 13 stemme onregmatig ongeldig verklaar is, terwyl Metler self na verwagting sy skorsing in die hof gaan betwis. Action SA sê weer die skorsing was nie geregverdig nie, maar het die DA gekritiseer oor sy afwesigheid tydens die stemming. Intussen keer die Metro se finansiële hoof, Gareth Mnisi, terug werk toe, nadat die raad bevind het dat die beweringe teen hom minder ernstig is. Ons praat nou met die VF+ se raadslid en die party se caucusleier in die Tshwane Metro, Grandi Tennyson. Goeiemiddag Grandi. Goeiemiddag SD en ook aan die luisteraars. Wat is die VF+ se reaksie hierop? Skok. Ons is totaal uit die veld uitgeslaan dat daar sulke optrede kon plaasvind in die stad. Eerstens wil ek begin deur die feit dat daar baie kort kennisgewing gegee is vir hierdie vergadering. Ons het opgedaag en toe die vergadering 10:00 moes begin, was daar nog nie eens 'n agenda beskikbaar nie. Nog minder was daar verslae op die tafel, so ons kon nie daarmee begin nie. Om 'n lang storie kort te maak, wat toe nou gebeur het, ons het so teen 11:30 die verslag gekry. Daar was etlike caucusse gegee om die verslag van om en by 200 bladsye deur te gaan. Daar was 2 items op hierdie agenda. Die een was ten aansien, soos jy gesê het, van Gareth Mnisi, die hooffinansiële beampte, en die tweede een het gehandel oor die skorsing van Johan Metler, die stadsbestuurder. Wat toe ook gebeur het is, omdat die stad in reses is op die oomblik, is daar heelwat van die raadslede wat met verlof is. Dus altyd in Julie is daar 'n reses en in Desember, dan neem raadslede gewoonlik verlof. Nou daar was toe nou 'n hele klompie raadslede van die Vryheidsfront, was daar 3 raadslede wat met verlof is. Maar een van hulle was nie uitstedig nie, die ander 2 is uitstedig. En ons het toe ons besef wat die agenda is en wat die verslag behels, het ons gevoel dis belangrik dat ons soveel as moontlik van ons lede teenwoordig moet hê. So ek dink dit was, die persoon het toe nou bygekom en al het sy van tevore of die dag voor die tyd 'n aansoek vir verlof ingedien, het sy 'n e-pos geskryf om te sê sy onttrek haar verlof aansoek. So wat toe nou gebeur het is, toe word die 2 kwessies tot stemming gebring en dit is toe bewimpel en daar is deur die speaker is die mense, daar was 1 van die Vryheidsfrontlede en ek dink 12 van DA se lede wat dan nou nie toegelaat was nie. Hulle het ook opgedaag vir die vergadering wat eintlik 7 ure na die geskeduleerde tyd begin het. En terwyl hulle toe nou daar is, het hulle ook almal het hulle verlof teruggetrek, maar die speaker het geweier dat hulle dit terugtrek en hy het hulle stemme uitgesluit by die 2 verkiesings. As dit nie so was nie, sou die ANC EFF se mosie waarin Mnisi vir minder ernstige oortreding sy aanbeveling van die EFF nie geslaag het nie, daar sou dan hy sou onderwerp word aan 'n dissiplinêre verhoor. Wat Metler aanbetref, sou hy ook dan nou nie hy sou dan nie geskort gewees het nie, want as ons die 13 bytel by die 82 wat aan ons toegeken was, dan het ons 95 teenoor die ANC se 92. Dit sou dan veroorsaak het dat hy nie. En interessant genoeg is dat Action SA het in die 25ste Junie, toe die oorspronklike besluit rondom Metler geneem was, wat ook onregmatig was, het hulle vir dit gestem. En gister het hulle besluit, hulle doen 'n omkeer en hulle stem daarteen. En dis die situasie. So die speaker het 13 raadslede nie die geleentheid gegee om aan die stemming plaas te vind nie. En ons weet ook, daar is 'n saak in 2023, die saak van Mpho Phalatse van die DA, wat ek dink dit was
mosie van wantroue teenoor wat die speaker ook mense uitgesluit het wat wel teenwoordig was en daar was 'n Hooggeregshofsaak en die speaker dit is uitgewys dat die speaker onregmatig opgetree het en hy hulle nie kon of sy, dit was Colleen Mokabela, hulle nie kon weier nie. So hierdie is presies dieselfde situasie wat ons hier in Tshwane gisteraand beleef het. En dis die enigste manier hoe hulle sin kon kry, is om onregmatig op te tree. So ek glo die saak is baie sterk om in die hof aanvegbaar te wees en ook die beskuldigings teen Mettler is daar geen behoorlike bewyse. Daar is beweringe gemaak, maar daar is nêrens vir hom vooraf op die 25ste geleentheid gegee om sy kant van die saak te stel nie, en daarom was dit onwettig en sy vakbond het dit ook so voorsien en so 'n brief geskryf wat toe nou gisteraand behandel is. En daar's glad nie toegelaat dat ons oor die meriete van die saak stem nie. Dis doeteenvoudig deurgeforseer deur Ramabolo van die EFF en Modise die adjunkburgemeester van die ANC. Grandi, ons moet groet, maar wat gebeur nou intussen wat die bestuur betref? Wel, daar is 'n besluit geneem dat Mettler is geskort en Nisi kry 'n finale waarskuwing wat vir 6 maande geldig is, so hy kan terugkeer na sy kantoor toe. Daar's beweringe dat hy en van die ANC EFF raadslede saamgesweer het tydens die wat ook tydens die Matlanga kommissie na vore gekom het. So hy gaan terug werk toe. Mens wonder hoekom. En Mettler is geskort. So ek glo hy gaan, en dit het ons klaar vandag in die pers gesien, die vakbond Solidariteit gaan die raad hof toe vat. Ons as VF+ ondersoek die moontlikheid dat ons ook daar hof toe sal gaan en die waarskynlikheid is baie groot dat daardie besluit omgekeer word. En dan sal ons as VF+ ook aandring dat dit uitgewys word enige koste wat die raad skade ly oor hulle onwettige besluit verhaal moet word van die individue wat vir hierdie simpel besluit gestem het. Grandi, net vinnig, wie gaan waarneem in die stadsbestuurder se pos? Dit is een van die departementshoofde, Musa Kumalo, wat voorheen in beheer was van die IT en toe later 'n groepshoof geword het van gedeelde dienste. Dankie Grandi, dit is Grandi Tennyson en hy is die caucusleier in die Tshwane Metro van die VF+.